Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 27ste Mei en ons is by Koffiekuier 944. Nou, jy kan onthou dat ons Vrydag begin gesels het na aanleiding van Handelinge 16 oor die hele gedagte van hoe God ons deur sy Heilige Gees ook op ons geloofspad, op ons geloofsreis begelei. En Sondag in die erediens het ek so 'n bietjie verder daarop uitgebrei, die van julle wat daarbey ingeskakel het sal weet, oor die verskillende maniere waarop ons die Gees se stem kan onderskei in ons lewens. En dit is ons nou eintlik al goed dat ons nou daaroor praat, want ons is juis in die tyd Pinkster, een van die dae, Donderdag is Hemelvaart, en dan van volgende week af, dan vier ons Pinkster, wat ons juis sê, die Heilige Gees is uitgestort om ons almal te begelei. Nou, ek gaan nou nie vanmôre weer die Handelinge 16 verhaal lees nie, maar sommer net vinnig, jy onthou daardie gedeelte waar Paulus hulle op pad was en hulle het planne gehad om in die provinsie Asië die evangelie te gaan versprei, en dan lees ons dat die Heilige Gees hulle verhinder het. Dan kom hulle by Bethinië, en dan moet hulle daar, wil hulle op 'n manier eintlik na Bethinië toe gaan, op die grens van Misië, en dan lees ons weer dat die Gees van Jesus hulle verhoed het, en op die einde gaan hulle dan nou in Filippi, en daar waar Lydia met haar hele huis en haar hele familie tot bekering kom, en so word die Christelike geloof eintlik dan nou op daardie punt in Europa ingedra. Nou, as ons daaroor nadink, dan weet ons mos nou, en ons het dit vir mekaar ook gesê, die Heilige Gees is nog steeds by elkeen van ons teenwoordig, in elkeen van ons teenwoordig. Ek het dit Sondag ook gesê, dis nie dat die Heilige Gees vir 'n paar uitgesoekte mense gegee is om hulle te begelei nie. God se Gees is by ons. Maar is ons sensitief daarvoor om die leiding van die Heilige Gees te hoor en te ervaar in ons lewens? En ek wil sommer vandag eintlik maar net weer so 'n bietjie gesels oor 'n paar praktyke, 'n paar geloofsgewoontes wat ons kan aankweek om ons meer sensitief te maak vir die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. En een van hulle vriende begin doeteenvoudig deur die woord van die Here gereeld te lees, en dan nie net te lees om, soos wat ek Sondag gesê het, 'n klompie korrekte Sondagskool antwoorde daai te kry nie. Maar om die woord te lees as 'n lewende woord vir my en jou lewe, vir vandag. Ek bedoel, ons ken ons die geskiedenis van die Bybel. Die Bybel is oor letterlik eeue, wil mens amper sê, saamgestel onder leiding van die Gees, mense wat geskryf het die verhale van God en God se betrokkenheid eers by Adam en Eva deur die volk Israel, en dan in die Nuwe Testament wat gesê het, maar wat is die pad wat die Here met mense geloop het? En hierdie geskiedenis, hierdie verhale, gee ook vir my en jou vandag leiding en rigting vir ons lewens. Om te sê, goed, hier was 'n situasie, hier 'n konteks gewees, hoe dit hanteer, en wat is die groot verhaal wat deur dit alles loop? En as ek nou oor daai groot verhaal vanmôre een ding kan sê, dan is dit vir my persoonlik, van Genesis tot by Openbaring, die boek van God se liefde vir mense. Die boek wat vertel van God wat betrokke wil wees en in 'n verhouding wil leef met mense. En dis die kern van my geloof, dat ek in hierdie lewende verhouding met die Vader, Seun en Gees kan leef. So as ons die Bybel lees, gereeld, met 'n gedagte van ek wandel in die woord, ek kuier eintlik as het ware in die woord met God, dan is dit dat die Gees deur die woord met ons praat. Natuurlik praat die Heilige Gees ook deur gelowiges met ons. Daar waar jy saam met medegelowiges kan kuier, waar jy met hulle kan deel oor jou lewe, jou ervaring van lewe, jou wonder oor die lewe, daar tussen gelowiges is die Gees ook besig om vir ons te sê, jy dink dalk so oor, maar daar's 'n ander perspektief, en het jy al daaraan gedink? En vriende, julle sal kan getuig daarvan dat elkeen van ons al daardie gesprekke in die lewe gehad het met medegelowiges wat vir ons daai, dis waarmee God besig is, daai oomblik gegee het, waaraan ons dink. Dan natuurlik praat God ook deur sy Gees met ons vanuit die natuur en natuurgebeure en bonatuurlike verskynsels, besondere openbarings, as mense dit so kan stel. En ons moet fyn sensitief wees daarvoor. Een van ons lidmate in Pretoria, vriendin van ons, Mina Rousseau, sy vertel altyd, sy sê, sy's 'n besondere ding aan 'n tortelduif, wat in haar lewe net op soveel momente al, en ek het dit al gedeel, vir haar
met 'n tortelduif bevestig dat dit waarmee sy nou besig is, of dit waaroor sy nou wonder, God is hier, stuur vir haar in 'n rigting in daarmee. En die van julle wat ingeskakeld by die erediens sal kan onthou hoe ek ook gepraat het van Mariette en Ryk van Velden, toe hulle die beroep gekry het Malawi toe, waar die Here net op 'n manier met 'n papiertjie in 'n glaspot vir Mariette bevestig het, wat is die pad wat hulle moet loop. Ag, en so kan ons vertel, vriende, julle ken die ding, ons praat van déjà vu. Nou ek dink nie daar's 'n ding so déjà vu nie, ek dink dis momente waarin God in die lewe vir ons sê, op hierdie punt word bewus van my teenwoordigheid. In 'n pragtige sonsopkoms, of sonsondergang, of natuurtonele, of noem maar op. Maar dan is daar ook daardie insidente waar ons beleef, heel dikwels, dat die Gees van God influister in ons gedagtes. Waar jy in 'n situasie is, waar jy wonder, waar jy dink, waar jy planne maak, en jy kry nie daardie belewenis dat God vir jou sê, hier is ek by jou. Hier gee ek vir jou as het ware 'n oop deur om te sê dis die rigting waarin jy kan beweeg. En dan, vriende, die belangrike ding wat ek op 'n manier ook vanmôre vir jou wil sê is dat, en ek het dit Sondag ook gesê, die Gees gaan jou nooit lei in stryd met wat die woord sê. So as jy ervaar dat die Heilige Gees met jou praat oor 'n bepaalde saak, gaan lees die woord, gaan toets dit aan die woord, gaan toets dit by medegelowiges. Ek het dit al baie gesê, ons het hierdie gereformeerde beginsel in die teologie wat ons sê, die waarheid van God lê tussen mense, nie by een individu nie, maar wanneer gelowiges saamstem en dit bevestig, dan weet jy, dis die Gees van God wat met jou werk. En 'n tweede laaste opmerking van my kant af, is daardie vrede, daai innerlike vrede wat ons beleef. En as jy nie daai vrede beleef nie, dan moet jy vra, is dit die Heilige Gees wat met jou besig is, of is dit dalk die eie ek, of die Satan, of die stemme van die wêreld, wat met jou praat. Maar daai innerlike vrede is 'n ongelooflike stuk maatstaf, bevestiging, dat die Heilige Gees met ons 'n bepaalde pad loop. En dan die laaste ding wat ek vanmôre wil noem, is dat die Gees van God 'n Gees van vrede is. Die Heilige Gees gaan ons nooit onstuimig of onrustig of kwaad maak oor goed nie. Wanneer situasies of gebeure jou tot woede dryf, dan is dit nie die Gees van God wat met jou 'n bepaalde pad loop nie. Ja, God is 'n God van geregtigheid, en God hou nie van ongeregtigheid in die lewe nie, maar die manier waarop die Heilige Gees met ons werk is altyd met sagtheid, met liefde, met vrede, en dit moet ons begelei in ons lewe, ook oor die besluite wat ons moet neem. Dan wil ek sommer so 'n algemene opmerking maak aan die einde daarvan ook. Ek vermoed, vriende, dat ons baie keer ook met onbenullighede, as ek dit so kan stel, dat ons die Here baie keer daarmee wil belas. En kom ek probeer dit verduidelik. Ek dink daar's baie goed in die lewe waaroor ek en jy kan keuses maak, wat die Here met alle respek vir ons sê, man, maak nie saak wat jy kies nie, ek is okay daarmee, geniet, dis jou voorreg om te kan kies. Dis jou voorreg om te besluit, wil jy 'n wit kar koop of 'n blou kar koop. Ek wil dit maak ons nou regtig nie in die Here saak nie. En ons moet ook daai onderskeidingsvermoë begin ontwikkel om te sê, waar neem ek verantwoordelikheid vir my keuses en besluite in die lewe, en waar is dit wat ek regtig ook onder leiding van die Here hierdie besluite moet neem. Ek onthou, ons het as studente een keer in die klas gesit, en ek dink ek het dit ook al vir julle vertel, waar studente ons maar altyd soek 'n rede om nie klas te hê nie, en Chris Franken, wat nou 'n Viliersdorp predikant is, hy vra by geleentheid vir Prof Willie Jonker, maar hoe moet 'n mens nou onderskei wat die wil van God is in jou lewe, byvoorbeeld met wie jy moet trou, wie jou trouvrou nou moet wees. Nou, ons kan baie daaroor praat, vriende, en natuurlik het die Here ook bepaalde insette daarin, maar ek onthou Prof Willie se woorde so goed, waar hy vir ons gesê het, menere, met respek gesê, dit maak nie vir God saak met wie jy trou nie, maar wat jy met daardie persoon in die huwelik doen, dis wat vir God saak maak. Nou, ek hoop julle hoor iets van my hart, vriende, daar seker goed wat die Here regtig vir ons sê, Heinrich, jy kan kies wat jy wil doen. Maar as jy die keuse gemaak het, moet jy die gevolge, die verantwoordelikheid vir daardie keuse ook dra.
Vriende, ek hoop dit help jou so 'n bietjie ook in voorbereiding in afwagting met Pinkster, Hemelvaart en Pinkster, om so 'n bietjie na te dink oor die rol wat die Heilige Gees in jou en my lewe speel en hoe ons oop is, ontvanklik is daarvoor om ook die stem van die Gees te hoor. Kom ons bid vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons u Gees het en dat die Heilige Gees, die Gees van God, die Gees van Christus ons ook wil begelei in ons lewe. Ons eer u daarvoor. En daarom is ons gebed maar net, maak ons oop, maak ons ontvanklik, geef ons daardie onderskeidingsvermoë om inderdaad te weet, wanneer is dit wat u met ons praat en op watter manier u ons wil begelei, ook in ons lewe. Dankie dat ons dit kan glo, dat ons daarin kan vashou en Here, dat ons ook onsself kan oorgee aan u leiding in ons lewe. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdagoggend verder. Ek gaan vir jou die skakel, of Jakobus dan nog die skakel uitstuur ook na ons Hemelvaartdiens van Donderdag. Welkom om daarbey in te skakel as jy wil. En dan Vrydagoggend DV gesels ek so 'n bietjie met jou oor die pad vorentoe van volgende week met Pinkster en ook ons Pinksterreeks. So welkom om Vrydagoggend weer so saam met my 'n bietjie koffie te drink voordat ons Pinkster vier. Geniet jou dag, geniet jou week en mooi loop.